Welkom by nog 'n episode van Wat sê die nuus, waar ons kyk na 'n paar van die week se nuusgebeure wat uitgestaan het. En vandag is dit ek en my kollega Percival Young. Percy, ek sê vir jou baie dankie. Jy stuur die woorde uit my mond vanoggend. Welkom, baie dankie Elsa. Is 'n voorreg om weer saam jou die platform te deel. Ja, en daar's 'n hele paar stories wat hierdie week uitgestaan het. Ek dink daar's nogal 'n groot verskeidenheid ook, maar ek dink die belangrikste in hierdie stadium is die feit dat president Cyril Ramaphosa nou gister die datum vir die munisipale verkiesing of die komende munisipale verkiesing aangekondig het. Yes, 'n groot aankondiging daai ja. 4 November, dis op 'n Woensdag. Ek sien ons sommige mense op sosiale media wat vra, nou waarom nie 'n Saterdag nie? Maar dit is 'n vakansiedag, so Yes. hy sê hulle het noukeurig te werk gegaan met die keuse van hierdie spesifieke datum. Wel Elsa, toe ek nou die aankondiging hoor, dink ek is natuurlik baie interessant. Ons beweeg oor die volgende paar maande beweeg ons natuurlik in 'n baie interessante tyd weer. Verkiesing bring altyd mense soort van lewendig. Ons sien al reeds op sosiale media, ons sien al reeds hoe politici, ons gewone Suid-Afrikaners, hoe hulle te kere gaan en te kere gebruik nou tussen aanhalings, hoe mense byvoorbeeld al reeds op sosiale media hulle veldtogte loods. Jy kan sien prominente politici swem al in slaggate en dammetjies swem hulle. Daar word modder al rondgegooi, daar word beledigings rondgeslinger. Maar ek wonder altyd net hoe belangrik gaan hierdie, hoe sê munisipale verkiesings vir ons Suid-Afrikaners is en watter impak gaan dit op ons mense het. Julle wat in die nuus werk, het eintlik 'n beter idee van watter impak dit op ons as Suid-Afrikaners gaan hê. Wel, ek dink as 'n mens kyk na iets soos dienslewering spesifiek, jy weet, dis baie duidelik dat Suid-Afrikaners oor die algemeen moeg is, of kom ons stel dit so in sommige gebiede, want ek Yes. weet daar's sommige mense in sommige provinsies wat heel tevrede is, jy weet, met hoe dinge daar gebeur of verloop. Maar ek dink vir dienslewering spesifiek is dit nogal belangrik en ek dink dit gaan interessant wees om te sien, jy weet, wanneer ek kyk na weer eens na die reaksie, want ek is altyd nuuskierig om te gaan kyk Yes. wat die mense sê. En ons weet mos nou al teen die tyd dat hulle gewoonlik na sosiale media platforms toe gaan om hulle sê te sê. So sommige mense is nogal opgewonde, jy weet, om hulle kruisie te gaan trek. Ek het wel gesien die regering sowel as politieke partye is bekommerd oor die aanduiding dat minder kiesers glo by die stembus hulle kruisie gaan trek, Ja. omdat dit dui op 'n verval in die gesondheid van die demokrasie. Sure. So, om by jou aan te sluit, ek dink dit gaan ook interessant wees om te kyk in aanloop tot die 4de November dan Ja. nou vanjaar, hoe hierdie verkiesingsveldtogte gaan ontvou of ontwikkel, jy weet. Ek moet jou sê Elsa, jammer om die rede te val. Nee. Ek moet jou sê oor die laaste paar maande was ons nuus, die diskurs in ons land was Ja. soort van oorheers deur een onderwerp. En dit was die kwessie van waar ons op ons televisieskerms hoofsaaklik net die Madlange kommissie gesien het. Ja. Ons het die ad hoc komitees heeldag gekyk op televisie. En die een storie wat vir my uitgestaan het is ek het hierdie prentjie soos van geskets in my kop. Ek sien die polisieman in sy netjiese uniform wat vir die land salieer. Maar dan sien ek met sy ander hand staan hy agter sy rug en hy ontvang 'n groot som geld en ek weet nie waarvoor die geld is nie. En dis ongelukkig die prentjie wat ek in my oë het. Die polisie het sterk deurgekom in die laaste jaar wat ek sê as gevolg van wat ons nou sogenaamde kommissaris of Kwanazi daar in KwaZulu-Natal, sy perskonferensie het soort van 'n hele ding ontketen in ons land. In die laaste jaar wil ek sê, het ons net gehoor van wat ons polisie doen en dit is ongelukkig was dit nie die positiewe kant van ons polisiediens gewees nie. Dit was meer die slegte kant gewees. En ek wonder nou byvoorbeeld nou wat hierdie kwessie wat 'n jaar lank in ons geheue is, watter impak dit op ons munisipale verkiesings gaan hê en hoe mense gaan besluit en waar hulle krisis gaan trek. Ek dink baie politieke partye gaan nou juis hierdie tipe kwessies gebruik as deel van hulle veldtog in die aanloop tot hierdie munisipale verkiesings. Ek dink egter ook Elsa, julle as wat 'n nuus sal weet. Ons het baie ander meer belangrike kwessies soos die waterkrisis wat ons land tans mee gebuk gaan. Ons het kwessies van behuising wat baie mense mee sukkel. Daar's soveel maatskaplike kwessies wat ons mee sukkel, maar vir die laaste jaar was die prentjie van 'n polisieman in baie Suid-Afrikaners se geheue en ek wonder net egter net watter impak gaan dit hê op Suid-Afrikaners in die aanloop tot 4 November? Definitief, en iets soos korrupsie wat ook uitstaan. Yes. Nee, dit gaan interessant wees om dit op te hou en ek dink net dit Suid-Afrikaners is redelik heelvol vir hoe dinge in hierdie stadium gebeur of verloop en ons hou dit met groot belangstelling dop. Natuurlik, ja. Maar jy weet, om daarbey aan te sluit, dink ek nog 'n kwessie wat uitgestaan het was die skoolhandboek tender kwessie.
Nou, die minister van basiese onderwys, Siviwe Kwagube, het die minister van finansies Enoch Godongwana nou intussen versoek dat die nasionale tesourie 'n beweerde korrupte handboektender van 285 miljoen rand Sjoe. ondersoek. Ek wil nie daai bedrag verkeerd kry nie, want dit Ja. is 'n reuse bedrag en dit volg na aanleiding van 'n berig van News24 wat dit aan die lig gebring het. Daar is groot bekommernis na aanleiding van hierdie kontrak aangesien die uitgewery wat hierby betrek word geregistreer is slegs 3 dae nadat die spesifikasies vir die kontrak uitgereik is. So ek dink net wanneer 'n mens kyk na waaroor presies hierdie kwessie gaan of die bekommernis dan nou in die verband gaan, dit gaan spesifiek oor gehalte onderrigmateriaal aan meer as 13,7 miljoen leerdlinge oor Suid-Afrika heen. En dan plaas dit die stand van onderrig dink ek oor die algemeen in die kollig. Jy weet, hier word nou verwys na graad 1 tot graad 3 leerdlinge, maar dis 'n baie belangrike fase van leerdlinge se onderrig, jy weet, en daai ontwikkeling ook. En ek wil nie vir jou sê also veral as 'n ouer, byvoorbeeld 'n ouer van 2 kinders wat redelik jonk is byvoorbeeld, word hierdie tipe kwessies dit gee jou 'n bietjie slaaplose nagte van soos jy reg sê, onderrig vorm so 'n belangrike deel van ons as ouers, as Suid-Afrikaners, veral ons jeug byvoorbeeld. En ek dink byvoorbeeld, ons weet nie die meriete van hierdie saak. Hierdie saak gaan waarskynlik nog eers ondersoek moet word om te bepaal hoe waar of hoe onwaar hierdie storie is. Maar hoe dit ook al sê, ek kan nie dink dat sulke tipe geld vermors of misbruik word nie, want onderrig vorm so 'n belangrike deel in Suid-Afrika en ek dink hy tipe geld kan gebruik word om byvoorbeeld meer skole te gebou het moontlik in minder gegoede gebiede in ons land byvoorbeeld. Daar kan meer kinders op skoolbanke geplaas word, maar ek dink ons moet regverdig wees. Ons kan nie te veel opinies uitlig oor hierdie kwessie nie. Hier's 'n kwessie wat nog redelik vars in ons geheue is. Ons moet natuurlik die owerhede kans gee om hierdie kwessie te ondersoek. En weer eens, ons het op pas gepraat oor die munisipale verkiesing. Watter impak gaan hierdie tipe kwessies op ons gewone Suid-Afrikaanse kiesers hê? Hoe gaan hulle in 4 November instap en watse besluit gaan hulle dan wel neem met hierdie tipe inligting in hulle agterkoppe? Dit gaan interessant wees oor die volgende paar maande. En weer eens, die hele kwessie rakende tenders en onreëlmatighede wanneer dit by tenders kom. So nee, ek dink jy het 'n geldige punt, Piet. Jy weet, ouers oor die algemeen bekommerd en dit sal interessant wees om te sien hoe die res van hierdie kwessie dan nou hanteer word. Maar nou wil ek ook sê, jy verwys nou heeltyd na ons mense in die nuus, maar jy's natuurlik aan stuur van sake wanneer dit by sportnuus kom. En daar was ook seker 'n hele paar interessante gebeure rakende sport hierdie week wat jy wil uitsonder. In sport glo ek jy moet die bal speel en nie die man speel nie. En ek kan vir een ding sê, ons is vreeslik, ons Suid-Afrikaners, ons is vreeslik mal oor ons rugby natuurlik. Ja. Jy weet, ons Springbok gaan binnekort weer op die speelveld aantree. Ek dink ons plaaslike spanne speel tans nou, hulle maak hulle reg vir die uitklopfases van die Verenigde Rugby Kampioenskap plaaslik en in Europa natuurlik. Maar een ding wat die sportwêreld tans oorheers is die koers rondom die sokker wêreldbeker toernooi. Ek dink daar word nou al hoe meer gepraat oor die voorbereiding, hoe die nasionale spanne voorberei vir hierdie groot sokker wêreldbeker toernooi. Ek dink dat een van ek praat onder korreksie, mag een van die duurste sokker wêreldbeker toernooie wees. Nie net vir jou ondersteuner om te reis na Noord-Amerika ook nie, maar die feit dat FIFA van dese week aangekondig het, hulle gaan die prysgeld vermeerder. Nou, jy gaan waarskynlik agterkom waarvan ek hou en waarin ek gewoonlik in belangstel, is nie net oor wat op die speelveld gebeur nie. 48 spanne gaan deelneem aan vanjaar sokker wêreldbeker in die VSA, in Kanada en in Mexico. Ons land, Bafana, ons span, nasionale span, gaan die toernooi open in 'n wedstryd teen Mexico in Mexico-stad. Maar FIFA se besluitnemers het van dese week besluit, kom ons gee hierdie mense meer geld. En Elsa, ons praat nie van klein geld nie, ons praat van groot geld. Elke lidland, die 48 lande wat gaan deelneem in hierdie sokker wêreldbeker, nog voor hulle die eerste bal geskop het, kry hulle $10 miljoen. Elsa, $10 miljoen. Dan boonbehalwe dit het FIFA se president Gianni Infantino aangekondig dat elke land wat deelneem in die wêreldbeker kry 'n addisionele $2,5 miljoen Amerikaanse dollar bloot vir hulle voorbereiding vir hierdie toernooi. Die toernooi het nog nie begin nie. Elke land kry alreeds $12,5 miljoen. Ek moes 'n bietjie sommetjies gaan doen, gaan kyk het op Google, wat beteken dit in Suid-Afrikaanse rand? Dit is min of meer R208 miljoen nog voor die toernooi begin het, as jy verseker. Nou ek probeer net dink dit, met soveel geld,
kan SAFA baie vir die land se ontwikkeling doen wat sokker aanbetref. En ek hoop regtig hierdie sokker wêreldbeker, ons kan nou praat oor wie gaan die sokker wêreldbeker wen, wie is die sterk lande, maar ek hoop regtig met Bafana wat na meer as 16 jaar weer gaan deelneem in die groot sokkerskouspel, dat ons gaan baat vind as 'n land uit hierdie sokkerspel, dat weet weer meer positief vir Suid-Afrika se sokker gaan wees, vir sport in geheel, want ek dink nou na 16 jaar, dit was 'n goeie gees in 2010 gewees, toe ons die wêreldbeker self aangebied het, maar die stories wat daarna gevolg het, was nie alles positief gewees nie, so hopelik, met hierdie sokker wêreldbeker, met al die geld wat natuurlik in gepomp word in al die lande, veral in Suid-Afrika, hoop ek, dat sokker net kan groei, en selfs sport in geheel in ons land het kan groei in ons land. Luister, Percy, maar laat dit jou nie jou loopbaankeuse bevraagteken nie. Ek dink baie daaraan, hoekom het ek journalistiek gekies? Hoekom het ek nie maar probeer 'n bal rondskoppie? Maar Elsa, moet ek vir jou sê, terwyl ek nou praat van 'n groot sokkerskouspel, ek dink een ding wat ek weet waaroor jy opgewonde is die feit dat die Formule 1 Grand Prix hierdie naweek weer begin, en hierdie naweek, so gepraat van Noord-Amerika, ons is op pad na Miami toe, waar die 4de ronde van jaar se Formule 1 Grand Prix natuurlik daar onder die ligte in Miami gaan wees. Jy moet seker opgewonde wees of wat die naweek gaan gebeur. Jy kan mos sommer sien hoe vryf ek my hande te mekaar. Ek is baie opgewonde. Ek dink die grootste krisis waarmee ek as 'n ondersteuner sit in hierdie stadium is wie moet ek ondersteun? Want almal of die meeste van die topmense dan nou is besig om so goed te vaar, jy weet. En ek hou baie van Lewis Hamilton. Ek het dit nog altyd gesê, ek ondersteun vir Lewis Hamilton, maar Kimi Antonelli Yes, hy doen besonder goed, hoor. is regtig besig om my so te beïndruk, veral ook omdat hy so jonk is. Die hele Mercedes span natuurlik. Ja, so weer eens dis my lekker as dit 'n bietjie meer onvoorspelbaar is. Yes. En ek dink verlede jaar was al klaar so 'n bietjie meer onvoorspelbaar gewees en almal het nogal dit was moeilik om te bepaal, jy weet wie gaan nou wegstap as wêreldkampioen, maar ek dink hierdie jaar gaan nog meer interessant wees. So ek gaan definitief vasgenaal sit voor my televisie. Ons praat nou weer oor die ligte kant van sport natuurlik en Formule 1. Ek dink nou skielik aan iets anders. Ja. En dit is 'n gesprek wat ek die afgelope week met 'n paar sportadministrateurs gehad het. Ons praat nou hier oor Formule 1 en ek dink oor die kwessie van 'n sportadministrateur sê vir my, terwyl hulle belange in sport is, rugby, sokker en die klas van dinge, is hulle bekommerd oor wat tans in die Midde-Ooste gebeur. Van wat tans in die Midde-Ooste tans gebeur, het 'n impak oor brandstofpryse. Ons praat nou oor Formule 1 en ek wonder hoe hulle geraak word deur die sogenaamde brandstofpryse wat nou skielik in die hoogtes inskiet. Ek kan myself indink, die base wat Formule 1 en Formule 1, hulle maak staat op brandstof. Dis 'n sport wat afhanklik is van brandstof. Sport in Suid-Afrika kla nou dat aan die besigheidskant van sport kan hulle nie meer so links en regs rond beweeg as gevolg van die brandstofpryse nie. En ek probeer net dink van 'n nuuskant af, die oorlog in die Midde-Ooste. Hoe lank dink jy hulle gaan dit nog voortduur en wat se impak gaan dit hê op Suid-Afrika en die res van die wêreld nou? Weet jy, Percy, ons moet miskien maar vir president Donald Trump bel en vir hom vra wanneer dink hy gaan dit nou einde kry? Nee, ek dink baie mense is bekommerd daaroor, jy weet, en die feit dat dit voel asof dit voortsleep, as ek dit so kan stel. Dit het 'n geweldige impak, jy weet, op iets soos dit byvoorbeeld, maar ek dink daar's soveel ander faktore wat dit ook beïnvloed. En ek dink almal hou dit in hierdie stadium met valkoë dop. Maar natuurlik, terwyl jy verwys na die brandstofprys, dis ook die Departement van Minerale, Hulpbronne en Energie wat van dese week of nie van dese week nie, maar aanstaande week ons nuwe brandstofpryse bekend gaan maak. Sure. So ons hou dit ook dop, maar ja, dit is 'n groot vraag. Dit voel vir my daar word dinge gesê, jy weet, deur hierdie betrokke politieke leiers. Yes. Maar ek dink ook daar is in hierdie stadium nog dit voel vir my dis nog baie teenstrydig. Yes. So net die tyd sal leer. Vir sport, ek wil net weer eens sê, Ja. vir iemand wat meer in sport is, ek hoor byvoorbeeld baie van die leiers in by ons sportfederasies, hulle sê byvoorbeeld, hulle is bekommerd dat baie van hulle nasionale spanne, selfs die plaaslike sogenaamde franchises, vind dit deesdae baie moeilik om oor die wêreld te reis. Want baie van ons 4 rugby spanne moet byvoorbeeld Europa toe reis, hulle moet reg oor Europa reis. Ja. En vir ons wat 'n kyker en ondersteuner is, ons neem nie kennis van dit nie, maar vir hulle wat administrateurs is, moet skielik nou
hulle boeke regkry, want skielik betaal hulle nou meer vir reiskoste, vlugkoste. So in kort wat ek verstaan is dat hierdie oorlog in die Midde-Ooste het 'n impak op brandstofpryse, maar skielik het dit 'n impak op mense se sakke ook. Federasies se hoe hulle boeke moet hanteer natuurlik. En dis interessant om te sien vir ons gewone mens. Ek sê weer eens, ek as 'n gewone Suid-Afrikaner ry gewoonlik met my voertuig, maar nou skielik as ek geforseer, Elsa, jy gaan nou waarskynlik lag, maar deesdae moet ek met my fiets werk toe ry. Ek moet op 'n trein klim, met my fiets ry en dis skielik die impak Ja. wat hierdie brandstofkwessie op my as Suid-Afrikaner het, as 'n gewone verbruiker, as 'n gewone belastingbetaler. Ek moet ook skielik nou my sommetjies in my huishouding tel en maniere vind hoe ek geld kan bespaar. So dit gaan interessant wees hoe lank hierdie oorlog gaan duur en wat se impak dit op ons as Suid-Afrikaners gaan hê. Ja. Maar ja, Elsa, ek dink gelukkig julle as nuusmense hou hierdie kwessies noukeurig dop en julle gaan natuurlik vir ons op hoogte hou van sake natuurlik. En ek lag nie vir jou nie, want ek gaan dalk een van die dae by jou aansluit, jy weet. Ook met die trein ry en dan saam met jou fiets ry tot by die werk. Dit sou darm wonderlik gewees het as 'n mens dalk 'n paar vlerke gehad het, jy weet. Soos in die geval van 'n CMU, ek weet nie of jy gesien het nie, maar daar was 'n CMU kampioenskap in Europa aangebied. Ek het gehoor van hierdie storie. Dis 'n baie interessante geleentheid wat jaarliks plaasvind en mense moet dan met ander woorde soos 'n CMU kan kruis, nê, en Ja. dan kyk of hulle die geluid van 'n CMU kan naboots. Maar wat vir my verstommend is om te sien hoe die mense, jy weet, hulle het kostuums aan Ja. en hulle leef hulle self so in. So ek weet nie Percy, ek weet nou nie of jy so 'n Asseblief, hoop jy- CMU kan maak nie, maar is daar dalk 'n ander diere geluid wat jy vir ons kan naboots? Nee, Elsa, ek gaan my lewers net myself bly en nie waag om enige geluide te maak nie, anders gaan ek in die moeilikheid beland. Ek wil my werk behou. So ja, ek het gesien hierdie stories interessant wat mense sommige kere doen om in die kollig te bly. Maar natuurlik, dis die ligte kant van ons samelewing. Mense doen alles en ek dink dit bring so 'n ligte kant van al sommige kere die donker kant van wat in ons samelewing gebeur. En ja, ek geniet dit sommige kere as ek sulke stories lees. Ek weet nie, Elsa, miskien kan jy ook inskryf vir daai kompetisie of hoe? Nee, weet jy wat? Ek sal dit definitief nie waag nie. Ek het 'n groot fobie vir enige geveerde vriende. Yes. Daar's nou so 'n interessante feit oor my. So ek is bang vir enige iets wat net, ek dink is daai onvoorspelbaarheid. So ek bly weg van enige kampioenskap wat dan nou ook te doen het met een of ander geveerde vriend en sal dan maar net hou by die luister van Annelie van Rooyen se CMU neem my saam. Ek dink dis vir my goed genoeg. Elsa, ek sien uit na ons volgende potsending. Ek Ek wil ook. ek wil net vir jou sê, Ja. miskien by 'n volgende gesprek, wil Ja. ek net noem 'n ander groot storie wat in die sportwêreld gebeur het. En ek weet ons moet nou klaar maak, maar 'n ander groot ding wat in die sportwêreld gebeur het is dat ons praat die hele tyd oor wat in die wêreld gebeur, brandstofpryse. Ek sien byvoorbeeld ons het so uitgesien, ons het onlangs die grootste golftoernooi aangebied, die LIV golftoernooi Ja. aangebied in ons land. Maar ek hoor nou ons vriende daar in Saudi-Arabië, hulle is nou skielik onder geweldige druk van hulle wil nou hulle befondsing onttrek. Maar Elsa, ons gaan by ons volgende potsending moet ons beslis daaroor praat om te hoor watter impak dit op ons Suid-Afrikaanse toernooi gaan hê, want ons het met groot fanfare aan die wêreld aangekondig dat volgende jaar gaan ons 'n groter LIV golftoernooi aanbied. Maar nou skielik, as daar 'n uitdaging van daai Saudi-Arabiese fondse lyk my het nou skielik opgedroog of daar's heelwat uitdagings. En ek Maar ek sien uit na ons volgende. Definitief. Ek kan dink dat dit 'n groot impak het. So ek sien reeds uit na daai gesprek en dat jy ons 'n bietjie meer gaan vertel. En onthou nou, die brandstofpryse, dis nou aanstaande week. Ek het nou vroeër per ongeluk gesê van dese week. Nee, dis nie so nie. Aanstaande week. Maar ons hou dit met, soos ek sê, groot belangstelling dop. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel het vir nog 'n episode van Wat sê die nuus. Volgende week kyk ons weer. Wat sê die jongste nuus?